Goeiemôre. Daai was 'n vinnige einde. Is julle wakker? Wie's bly die bil het gewen? Nee, ja. Wie's bly die bil het gewen? Okay, hier staan 'n paar ouens wat rugby ken. Wie's bly die Springbok het gewen? Wie's bly Driekus gewen? En ek hoor die Lions het ook iewers iets reg gekry. Ek is nie heeltemal seker wat nie, maar ek hoor hulle het ook iets reg gekry. Baie welkom in die huis van die Here. En vanmôre gaan 'n baie spesiale oggend wees. Ek weet julle kan sien dit lyk anders, dit gaan anders wees. En ek het daar in die lounge vir die ouens gesê ek weet nie wat gaan gebeur vanoggend nie. Hulle almal vanmôre kyk my met so 'n groot oë aan. Ek het vir hulle gesê julle moet net vanmôre saamwerk. Ons gaan kyk wat die Here gaan doen. So maak so van die begin af jou hart oop vir die Here om net inspraak te maak in jou lewe vanmôre, want ek weet vanmôre gaan die Here vir jou iets doen. Nie vir die langs in jou nie, ja, vir hom ook, maar vanmôre wil ek jy moet nie fokus aan hulle om jou nie. Dink vanmôre dat die Here vanmôre vir jou iets spesiaals in plan het. Amen. Nou vanaand om 5:00 het ons impakgroepe. As jy nou nog nie deel is van 'n impakgroep en jy wil graag deel word van 'n impakgroep, daar agter staan Ferdi, ons eie Driekus staan daar agter. As jy nie in 'n groep is, die gee jou einde van die diens gaan hy by 'n informasie counter staan. Gee jou naam gebom op en ons gaan jou by 'n impakgroep indeel. So vanmiddag 5:00 impakgroepe. Hier is ook een by die kerk. As jy net wil 'n bietjie meer wil weet en kyk hoe werk die impakgroepe, dan is vanmiddag 5:00 kan jy sommer kerk toe kom en ons gaan jou hier so 'n bietjie kan jy in ons inlywingsgroep deel van uitmaak. En dan volgende Sondag baie belangrik. Ek gaan jou baie lank besig hou. Die volgende Sondag het ons om die oggenddiens, nog steeds ons 2 oggenddienste. En dit gaan 'n baie spesiale 2 oggenddienste wees. Neem net kennis dat volgende Sondagoggend se dienste gaan nie gestream word nie. Ek kan nie sê nou of julle sê hoekom nie, want hier gaan 'n paar goed gebeur wat nie gestream kan word, dis al wat ek gaan sê. So as jy nou volgende Sondag gedink het jy gaan afvat en jy gaan by die huis sit, ek het vir jou 'n verrassing, jy gaan nie kan nie. So wees hier en bring iemand saam volgende Sondagoggend en dan 5:00 volgende Sondagmiddag het ons parenting en ons kids conference. Nou dis regtig 'n event wat jy nie mag misloop nie. Bring jou kinders saam, Erik Postumus en Kie. Hulle gaan die kids hier agter entertain, hulle het 'n hele program vir die kinders. Dit gaan 'n regte kids celebration in die kidskerk wees. En dan vir al die ouers het ons saam met Effa het ons 'n regte amazing session waar ons bietjie gaan praat oor parenting en ouerskap, is die mooi Afrikaanse woord daarvoor. So maak seker. En dis ook 'n geleentheid, onthou dis ons conferences, so dis 'n harvest event. So in daai selfe asem wil ons jou regtig vra om iemand saam te bring. Dis nou 'n goeie geleentheid om iemand te nooi en te sê, hoorie man, daar's 'n parenting ding, kom ons gaan. Of weet jy wat, jou kinders, man, hier's 'n lekker partytjie vir jou kinders. Bring jou kids en dan bring jy sommer mense saam en dan vertrou ons dat die Here daaraan mense lewens verander. Dit gaan nie vir ons oor hoe groot die gemeente is, dit gaan oor hoe groot ons invloed is. En mag ons altyd invloed in hierdie dorp en mag die Here ons help en mag ons die Here help om hierdie dorp vir die Here te wen. Amen. Nou voor ons verder gaan ek vra dat my vrou hier by my kom staan. Sy het offisieel hierdie 21 geword hierdie week. Gee haar net 'n hande klap. Dis so amazing. En namens die gemeente wil ons vanmôre regtig net vir haar sê, kom hulle ingestorm, het ek julle onverwags gevang. Namens die gemeente wil ons vanmôre regtig net vir haar sê baie geluk met nog 'n lewensjaar. En ek dink as ons wil eerlik wees, en ek sê dit van my kant, dink ek groot deel van die sukses in hierdie gemeente is as gevolg van hierdie kort vroukie wat hier langs my staan. Sy ran hierdie gemeente fenomenaal goed en ons onder haar vanmôre vir dit en sy is diep in ons harte en ek weet in elkeen wat hier sit se lewe maak sy impak en vanmôre wil ons net vir haar sê mag jy die beste jaar hê wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. Mag dit 'n fenominale jaar wees. Kan ons net vir haar 'n hande klap gee vanmôre? Vra geluk sê met haar verjaarsdag. Kom ons staan op en steek jou hande uit hier na voor en dan gaan ons net die seën van die Here ook afbid op haar lewe. En Pastor Colin, sal jy vir haar kom seën toewens. Waar toe hardloop Rachel nou? Ek het hierdie met julle gereël, het ek nie? Laries, waar toe gaan jy? Okay, ons sal die tweede diens reg kry. Okay. Kom ons steek ons hande uit. Vader, ons dankie vandag vir die amazing gemeentemoeder wat U vir ons gegee het, Here.
Ons dank U, Here, vir die karakter wat U in haar gesit het, en die karakter wat U deur haar leef en in haar inbou, Vader, en vir die rol en die effek wat sy op mense se lewens het, Vader. Dankie vir die plan en die droom wat U vir haar het vir die toekoms, Here. En ons bid dat U haar sal lei en dat U haar sal beskerm en toevou, soos dat sy instap in alles wat goed is, alles wat groot is, all favor, alle guns in die naam van Jesus. Ons eer U daarvoor. Mag U seën op haar wees in Jesus naam. Amen. Draai net na iemand toe en gee hom 'n handdruk en vat sy R100, moenie net een uitdeel vanmôre nie. Amen. En dan gaan ons oorgaan na die band toe.
Kom prys om die een wat oorwin en red. Bring om die Heer, ons redder en Heer. Sy woord is die waarheid wat hy deurstaan. Sy lig lei waar liefde en vrede gaan. Bring om die Heer, ons redder en Heer. Ons verheerlik nou die naam. Sing ons aan. Vader is die naam. Vader
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
steek jou hande op vanmôre in die huis. Maak vanmôre in daai verklaring, sê Here, ons verklaar U is vanmôre die een wat jou beloftes hou. You are the way maker. Ek weet nie vanmôre dalk wat jy mee ingestap het nie, maar He is still the way maker. His ability to make a way is not dependent on your situation. Ek wil weer sê vanmôre, His ability to make a way is not dependent on your situation. He can make a road in the wilderness. Hy kan die onmoontlike doen vanmôre en sê dit, verklaar dit vanmôre oor jou lewe, oor jou krisis vanmôre. Sê Lord, you are the way maker. You are the miracle worker. You are the promise keeper in this house this morning. Hy is dit vanmôre in hierdie huis, Here. Hy is die wonderwerkende God in hierdie huis. En ons spreek vanmôre wonderwerke op wonderwerke op wonderwerk. Hierdie is die van wonderwerke vanmôre, Here. En ons we declare that. Ons verklaar vanmôre Hy is die God van wonderwerke, Jesus. In Jesus naam, in Jesus naam. Sê vir een langs jou, sê vir hom, hierdie is my dag. Sê vir hom, dis my dag. Vandag gaan die Here vir my iets doen. Amen, ek kan nie sy plekke inneem. Het is so lekker om saam met die familie in die huis te wees. En wat 'n voorreg om vanmôre in die huis van die Here te wees. Amen. En vanmôre gaan ons heeltemal anders doen. Julle moet my vergewe en saam met my werk vanmôre, maar ek wil vanmôre begin. En ek wil gou vanmôre 'n vraag vra. Wie van julle wat vanmôre in hierdie huis sit, kan vanmôre openlik verklaar dat jy vertrou God? Steek jou hand op. Kom ek vat 'n bietjie verder. Ek wil net gou 'n bietjie terugdink in jou lewe en ek wil jou gou die volgende vraag vra. In jou lewe, was jy al ooit in 'n moeilike omstandighede, in 'n tyd wat dinge nie sin gemaak het nie, en dan het jy gevoel, ek weet nie of God daar is vir my nie. Kom, wie was al daar? Jy sien, dit is baie keer maklik om te sê, maar ek vertrou die Here, maar partykeer werk goed nie altyd uit nie. Amen. Jy daar bo op die galery, sorry, staan ek hier voor. Werk nie altyd uit nie, dan wonder ons partykeer, maar is God ook daar in die donker tye? Is God ook daar die tye wat lewe nie sin maak nie? Vir wie van hierdie lewe al nie sin gemaak nie? Kom maak so. Amen. Vanmôre gaan ons daai storie doen, en ek gaan vra dat my vrou en Michaela by my kan kom sit hier bo. Vanmôre gaan anders te wees. Wie hou van anders te wees? Steek jou hand so op. As jy hou van dinge anders te doen, is jy in die regte gemeente. As jy hou van dinge altyd dieselfde gebeur, is jy in die verkeerde gemeente. Want hier hou ons van dinge anders te doen. En vanmôre gaan ons net so 'n bietjie die boot so 'n bietjie omgooi. En ek wil vir jou sê welkom in my sitkamer vanmôre. Vanmôre kan jy nou nie sê ek het nog nie in jou kom by jou huis kom kuier nie. Ek het dis vanmôre in my sitkamer vanmôre. En vanmôre het ons 'n verjaarsdagmaatjie hier by ons en dit is Michaela hier by ons en ons gaan nog baie, ons gaan nou die hele storie vertel, maar die laaste ruk het Michaela my kom sien en vir my gesê, "Jesus, daar's 'n roeping wat die Here op my lewe het. Daar's 'n plan met die Here." Wat ervaar jy, Michaela, oor God se plan vir jou vorentoe? Wat gaan in jou hart aan? So, die Here het my hart gesien, 'n begeerte om sy wil te volg en sy koninkryk uit te brei. En ek besef vandag dat ek 'n spesiale roeping ontvang het, wat met profetiese woord bevestig was, dat die tunnelvisie wat ek oor my lewe droom, nie die droom is wat die Here oor my lewe droom nie. En dis vandag net 'n bevestiging, dat hy my geroep het om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, deur bediening. So, die Here se hart vir my op hierdie stadium, lyk so, hy sê ek moet in bediening gaan, minister, en mag dit wees met die opleiding ook saam met dit. Maar dit is hoe dit lyk op hierdie stadium. En Pastor Colin het gister by jeugopleiding gesê, en hy weet nie as ek gaan dit vandag sê nie, maar hy het gesê, dat everyone is called, but few are chosen. En ek kan nie vandag sit met 'n roeping, jy kan nie vandag sit met 'n roeping, maar om by daai roeping en by daai gekieste van God uit te kom, moet ons deur staf gaan. En saam met daai staf wat ons gaan, moet ons saaiwerk doen en ons moet moeite insit. En op die einde van die dag sien die Here daai moeite en daai saaiwerk raak en hy haal jou uit daai crowd uit en hy sê soos,
jy's my gekiesde, jy's 'n gekiesde van my. En ek glo vandag dat daar waar ek vandag sit, hierso waar ek sit vandag, dit is die begin van die saaiwerk en die effort wat ek insit om eendag sy gekiesde te wees. Jy moet net in perspektief bring. Einde verlede jaar sou jy wat gaan doen het? Ek sou Mary's gaan swat het. Ek was so kwaad en so teleurgesteld in myself en even my ouma en my oupa ook. Soos, ja, ek het aansoek gedoen, ek het nie 'n plan B gehad nie, dit was Mary's op elke vlak, elke universiteit. En ek het provisional acceptance gehad, ek het akkommodasie gehad in Stellenbosch. En toe die Here net gesê, soos, ek sorry, dit gaan nie werk nie. En toe ek my finale jaar uitslag gekry het, toe het my wiskunde dit nie toegelaat nie en ek word decline op elke Toe offer. my wiskunde laat ook nie toe nie. Trust my, ek het sy punte gesien, definitief. Nee, moet maar eerder 'n pastoor wees. Ja, dit was 'n bietjie wild. Ek tel nie baie op as ek Bybel lees nie. Hoef dit 'n plus en minus nie. Nee, jy hoef daarom nie. Maar onthou jy, op 'n stadium met Jono vir my as in die kar en sy ma, ek sê nou vir ma, sy's super slim. Sy gaan definitief meer hier swat. Daar is nie 'n manier wat sy nie inkom nie. Hulle het al geweet sy gaan stellies toe en alles. En toe eendag toe staan ek en sy in die lounge en toe sê ek vir, Michaela, ek wil jou nie ontstel nie, maar ek wil net vir jou sê dat soms werk dit nie so uit soos wat ons dit lekker beplan nie, onthou daai En dag. Tanya Marie het nie eens geweet ek wil stellies toe gaan en Mary's gaan swat. Nee, ek sê, "Jesus Here." Dis ek net, soos al wat ek vir jou sê is, ek het nog altyd sy hand oor jou gesien en al wat ek sê is, maak dit jou hart oop vir dit wat hy gaan doen. Dit is dalk nou nie eers wat almal dink en al neergeskryf het en opgestamp het wat jy gaan doen nie. Dit mag dalk anders lyk, onthou jy dit? Dit is 'n baie mooi narrative. En ek dink almal sit hier en dink, "Jesus, dis amazing." Hoe amazing is dit nie dat hierdie jong meisie hierdie calling op haar lewe het en hierdie roeping het nie. Dis hierdie mooi prentjie. Jy weet almal sin en almal's opgewonde. Yes. Hier's iemand met wie die Here iets wil doen. Hier's iemand met wie God 'n plan het, maar en ek het nou net daai vraag spesifiek gevra, die lewe werk nie altyd so uit nie. Die lewe het partykeer, ons kyk na ons dink, "Jesus, maar dis 'n nice storie om te hê, maar daar's 'n pad hoe hy hier gekom het." En dis wat ek oor vanmôre, ons vanmôre 'n bietjie wil gesels. As ek het eers voordat ons begin met dit, kan ek net 'n skrif deel. Ek was dit sagter sê, sorry. Hierdie skrif het ek ontdek toe ek net 'n pad met die Here begin stap het. My ouma het hierdie Bybel vir my gekoop in 2015 en ja, ek gaan nie vol kykie want sy huil. Maar ja, ek het 'n skrif ontdek toe ek net 'n pad met die Here begin stap het en Spreuke 3 vers 3 tot 4 sê: Moenie dat jy tekort skiet aan liefde en getrouheid nie. Koester dit soos iets waardevols wat jy om jou nek dra. Skryf dit op die tafel van jou hart en jy sal guns en 'n goeie naam verkry by God en by mense. En in Engels sê dit, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck and write them on the table of your heart and you will win favor and a good. En die Here het gevra dat ek in liefde en in trou sal wandel. En nie net teenoor hom nie, maar teenoor ander mense ook. En vandag is ek hier om nie net my waarheid te vertel nie, my boeties en my sissies se waarheid te vertel nie, maar ook sy waarheid te vertel op 'n manier wat dalk 'n lewe kan transformeer vandag. Voor die verder gaan, ek het daai skrif wat jy vir my gestuur het, ek in die Amplified Classic gaan lees en ek wil hom vir die Amplified lees en jy gaan aan die einde van die storie dalk die skrif beter verstaan, maar die Amplified sê, let not mercy and kindness, en dan sê nakies, shutting out all hatred and selfishness, and truth, shutting out deliberate hypocrisy or falsehood, forsake you. Bind them about your neck, write them upon the tablet of your heart. So shall you find favor, good understanding, and high esteem in sight of God and of man. Weet jy wat oor ek daar? Jy moet deliberately kies. As ek na jou lewe kyk en ons ken 'n bietjie van jou storie, dan kan ek sê dat daar groot keuses is wat 'n mens die hele tyd moet maak as jy dan sê, okay, Here kom en kom skryf al goed op my hart, maar dan kies ek dit. Kies ek dit as ek by mense kom en dit anders uitdraai as wat ek gedink het. So Michaela, met hierdie mooi toekomsdroom, dan daai mikrofoon net verander daar.
Ek weet daar's 'n probleem. Die duiwel wil nie hê alles hoor nie, maar vertel ons waar dit begin. Ons het hier einde nou gehoor, hierdie mooi ministry droom van God oor jou lewe. Hoe dit begin. Nou moet ek bietjie gaan krap. Okay, so ek is Michaela, ek is 19 jaar oud. Ek bly in 'n huis van 6 waar 'n ouma en 'n oupa ons groot maak, 4 boeties, wel 4 siblings. 2 boeties, 2 sissies, waarvan ek die oudste sissie is. Ek het 'n boetie Nathan wat in graad 11 is en 'n sissie Chanel wat in graad 10 is. So hulle is 11 maande uit mekaar uit. En dan die jongste boetie, graad 8, Christian, wat seker ook die stoutste boetie is. Maar ja, so ons 4 het eintlik van kleintyds af groot geword by ouma en oupa. So dit was nie vir ons vreemd geweest nie. Ons het hulle geken, ons het met hulle teenwoordigheid groot geword in Tableview in die Kaap. En toe het my pa en my ma besluit, meer my pa besluit soos nee. Hy gaan nou in sy ma se huis gaan bly. En hy gaan trek. Hy het nie eers laat weet, hy het my ouma hulle nie eers laat weet nie of kennis gegee nie. Hy het net gesê soos hy het die bokse gepak en gereël dat die bokse opgetel word en toe het ons Gauteng toe getrek en Vanderbijl toe gaan bly in sy ma se huis. En ek was my ma en my pa toe gedink hulle gaan ons groot maak en ons was omtrent by hulle gewees vir so plus minus 3 jaar. So op daai stadium was ek 5 jaar oud. Ek het in graad R begin in Vanderbijl in Toosius. En ja, my boetie Nathan, hy was 3 jaar oud, my sussie 2 jaar oud en Christian was 3 maande oud gewees. So hy was baie klein. So toe hy geskuif het, soos hy's vandag, hy weet nie eers hoe my ma en my pa lyk nie, om 'n voorbeeld te gee. Maar in elk geval, so ja, toe het ons groot geword. In die begin het dit goed gegaan. Ek kan eerlikwaar een goeie ding van my ma en my pa onthou. My pa het, ek kan onthou, so het ek 'n bankbed gehad en ons het in een kamer ons al 4 geslaap en hy het gesit die aand en hy het ons die Onse Vader geleer. En daai was al wat ek geweet het van Here, die Onse Vader, en ons het nie baie gebid nie, maar ons het so nou en dan gebid. So dit was dit gewees, maar eintlik 'n gebedslose lewe gewees. En my ma, soos ek onthou vir vakansies, dan het Nathan en Chanel hulle altyd gekuier in die Kaap en ek moes gebly het want ek het skool gehad. Hulle was nie in die skool nie. En ek soos dis al fair. En my ma het my altyd na die R5 winkel toe gevat. Was nie regtig R5 nie, maar ja, R5 winkel toe om die hoek van ons en sy het vir ons inkleerkruite en goed gekoop en sommer op die mat gelê en ingekleer. Sy kon baie mooi inkleer. Dis al wat ek kan sê. En ja, toe begin dit regtig waar net sleg gaan. My ma en my pa het begin dwelms gebruik. Hulle het laat aande uitgegaan, vroegoggende teruggekom en op daai stadium was ek maar 5, 6, 7 jaar oud. My boetie was 3, my sussie 2 en dan is al 'n klein babietjie in die huis van 3 maande oud. So hulle het begin laat aande uitgaan, vroegoggende terugkom. Kom ek wil ook net sê dat my ma en my pa voordat hulle geskuif het met ons Vanderbijl toe, wou hulle nie vir Christian en Chanel gehad het nie. Hulle het nie kans gesien om hulle groot te maak nie en hulle wou 'n borsie gehad het. So toe sê my ouma my oupa, daar's nie 'n manier nie. Dan vat ek hierdie kinders en ek maak hulle groot. En ja, dit het regtig begin sleg gaan. Dit het agteruit gegaan, byvoorbeeld as ek 'n paar gebeure kan noem. My pa het hierdie ou werkspakkie gery van hom en die deur was stikkend geweest, maar hy het geweet dit was stikkend geweest. En ek onthou ek en Nathan, ek weet nie of jy dit kan onthou, dit is nou baie lank terug, maar ek en Nathan het soos in die kar geklim. En my pa het letterlik vir my gesê, nee, sit ek aan die deur se kant en hy moet in die middel sit en hy vind soos nee, dis fyn, ek sal aan die deur se kant sit. Maar hy het vir ons gesê soos moenie net nie teen die deur gaan of wat ook al nie. Maar hy's nou later gewees, want toe het my boetie langs ons sit en ek onthou hy het met 'n spoed gery en toe ek weer kyk is Nathan nie langs my nie. Toe hy die kar uitgeval en dit was hospitaal sake gewees. Waar my klein boetie van soos ek dink 'n jaar oud of so homself uit die soos agterdeur uitgekruip het en homself in die swembad bevind het, want my ma en my pa was besig om te slaap. Dit was 'n geval van, dis nie eers meer slaap in die kamer nie, dit was nou, maak 'n family bed, en daar lê ek dag in en dag uit, vergeet my kinders by die skool, vergeet my en Nathan by die skool, soos, my boetie vra my, soos, het mama en papa ons dalk vergeet? En wat sê ek vir my boetie? En ek onthou, hy soos, ek gaan nou loop, ek soos, nee, ons gaan nie loop nie, ons ken nie die huis nie. En ons het dit gevind, ek kom by die huis en ek maak die agterdeur oop. En my pa staan nou net op en hy sê, hoe het julle by die huis aangekom? Ek sê, ons het geloop, pa. En soos ek onthou nou van dit. Hoe oud was jy toe? Of hoe oud was jy? Ek was toe 5 jaar oud, 6 jaar oud. En Nathan was 3 gewees.
En ja, dit het regtig begin agteruitloop. Ons omstandighede, naderhand het ek besef, maar ek moet nou die ma-rol speel. Soos my ma en my pa gaan dit nie doen nie. Hulle is nalatig, hulle kan nie die skoene vul nie. En ja, dan pak ek broodjies van Knife en Chanel, maak seker hulle het kosies om te eet vir die skooldag, en dan vra jy mens, maar soos, is jy honger, is jy warm? En so sommige dae was dan eers vir my 'n broodjie nie, maar met los het, wat jy worry oor jou boeties. En ja, so ek moes na hulle kyk, en hulle soos besigheid as my ma my pa beklei het, of net so aangegaan het. En dit was op 'n stadium so erg, dat ons vir stupid goedjies moes gaan bedel het, soos shampoo of conditioner, en ek moes dit doen. En dan sê ek vir my ma, soos, ek sorry, ek gaan dit nie doen, en sy soos, moet jy my nie weer iets kom vra nie. Dan sê ek soos, moenie worry nie, is reg, gaan my ouma bel. En wat gebeur het is, toe, ek onthou ek het soos in die garage gestaan, skelm, en dan bel ek my ouma, want my ouma het vir my foon gekom, en bel ek haar, en dan vat my pa my foon. Dan lyk ek nou weer soos, yes, dan sê my ma, jy moet net jou goed vat, dan moet jy by jou ouma gaan bly. Ek soos, reg, ek sal. En in elk geval, so toe wat gebeur het is, nou om alles op te som is, ons bure wat oorkant ons gebly het, hulle was vriende met my ouma hulle gewees, en toe hulle gebel. Gesê soos, hierdie kinders bedel, hulle gaan nie raar skool toe nie, soos hulle lyk verwaarloos, hulle is maar, kom kyk wat aangaan. En my ouma het toe afgekom in Desember, kyk as jy my ouma nou wil tiek, nee, moet jy nou vir haar, of 'n skorrelgoed bak, vol skorrelgoed los, of jy moet vir haar strykmaandjie los. En ek onthou my ouma kom daar, hoor, maar sy sien haar strykmaandjie loop oop. En ek het getraai stryk, okay, maar as my pa se hemde soos 3 keer my size is, come on guys, dit gaan nie goed gaan nie. Ek het getraai. En toe het my ouma dit gestryk en soos het afgekom, en sy het toe skool toe gegaan, sien my, hier is nie lekker nie, soos my ma, my pa is op 'n plak, en ek het nie eens geweet, jy noem dit 'n plak nie, maar, ja, en daar was 'n buitekamer gewees. Dit beteken hulle was hoër as die normaal. Hulle was so high soos 'n kite. En ja, anyway, so dit het gebeur, en daar was 'n buitekamer in ons tuin gewees, en ons was dus verbied om soontoe te gaan. En dan's ek en Nyf en hulle, en eendag ek onthou, soos ons het 'n probleem gehad met die TV. En ek gaan toe na die buitekamer toe, ek klop, ek soos, kan ma asseblief gou-gou, kan mamma asseblief net gou-gou kom kyk wat aangaan met die TV. En soos hulle maak het 'n bietjie oop, hulle soos, ons kom nou. Ja, maar jy kan sien, ons balletjies en goedjies en wam, jy weet, dit is nou ek weet nie wat dit is nie, maar. Ja, in elk geval, so het my ouma die skool toe gegaan en het wakker geskit. En die skool het ook nie geweet wat aangaan nie. Ons was, en toe hulle nou ondersoek instel, kom hulle agter, maar ons is nie by die skool nie, ons doen nie baie goed nie, ons het nie kos om te eet nie. Ons lyk maar, dit gaan net nie goed nie. En toe die skool se social worker toe, ingetree, ons het hulle toe gesien. En ja, toe sê hulle, nee, hulle gaan ons in die kinderhuis sit, en my ouma en my oupa het gesê, soos, Nora Johns, ek gaan hulle groot maak. En toe begin die regstappe nou net in plek val. My ouma hulle vat ons toe, ek het graad 3 begin, so ek was omtrent 8 jaar oud, en Nathan hulle was 5 en 6 jaar oud, en my boetie was 2 jaar oud, toe ons by my ouma hulle gekom het in die Kaap. So, Jou wiskunde klink vir my goed hoor. ja. Ja, maar in elk geval, so ja, ons was omtrent daai ouderdom, ek het graad 3 begin toe ek by my ouma gekom het, en toe het ons Kaap toe getrek, want hulle lewe was in die Kaap. So, toe was ons deur evaluering gewees met die social workers. Ons was deur 'n hele paar social workers, 'n social worker in die Kaap wat vir my gesê het, soos, ek gaan 'n probleemkind wees, is ouma seker sy wil my vat? En dit sny diep, dit stiek nogal by, ja, dit is nogal is nie 'n lekker gevoel nie. En so, toe het ons nou by my ouma hulle gebly, ons was vir 30 dae, so ons het April by my ouma aangekom, toe ek 8 jaar oud was. April en, tussen April en Augustus, het die hof my ma gebel, my pa gebel, hulle het nie geantwoord nie, hulle was nie daar nie, hulle het net verdwyn. En toe word ons Augustus 'n jaar in my ouma se sorg geplaas, en vandag is ek 19 jaar oud, ouma en oupa het vir ons standvastigheid gewet, en ek wil net sê, dat vandag wil ek sê die grootste geskenk wat ouma vir my kon gegee het, is dat ek vandag die Here dien, en ken, en oupa, ek weet oupa van die knakke, oupa werk baie hard vir ons, en ons is baie lief vir oupa, en ek weet, ons sê oupa is 'n knorpot, so nou en dan, maar ons is vreeslik lief vir ouma en oupa, ons sou dit nie gemaak het, as dit nie vir ouma en oupa was nie.
Ons kyk na die storie en dan sien ons hierdie calling op hierdie kind se lewe wat daar is. Maar ons besef nie, daar's 'n journey gestap om hier te kom nie. Ek kan jou beloof, bitter min wat hier vanmôre sit, geweet van die storie. Die pad wat hierdie kinders deur is om vandag hier te kan sit. En die storie kan vertel. En voor ons verder gaan, wil ek die volgende jou vra. Hoe is dit dat jy deur alles nie die Here kwaadlik neem en vrede en vergifnis in jou hart het? So, dit is 'n baie diep en persoonlike vraag, maar ek dink ons almal moet deur, of ons almal ervaar woede en verwarring as ons een of ander tyd in ons lewe pyn en seer maak en seer kry deurmaak. En sommige mense vind berusting in God, soos wat ek het, en sommige berusting in geloof, en sommige mense bevraagteken dalk hulle geloof. En ons almal hanteer ons emosies op 'n anderste manier, en ek dink om nie kwaad te wees vandag vir God nie, het te maak met dat ek glo alles het 'n doel, al verstaan ek nie altyd alles nie, of dat daar regtig vir 'n diep oortuiging is om te sê dat die Here altyd by my is. En dat ek ervaar het, of dalk ervaar het, dat die Here altyd by my is. En vandag wil ek sê, soos, ons hanteer ons emosies op anderste maniere. Vir sommige mense is dit dalk belangrik om met iemand te praat oor jou gevoelens, as dit nou 'n vriend is, of 'n pastoor is, of 'n gebed is. En ek wil net sê, dis belangrik om jouself te laat voel wat jy voel, maar jy moet ook weet dat dit okay is om vrae te hê, om te vra. Maar die beste van alles is dat jy nie vandag alleen is nie. En daar's 'n trooster en 'n ondersteuner, en iemand wat daai mure in jou hart wil afbreek, as jy nie kan vergewe nie. Iemand wat daar is en vir jou sê, soos, ek is net hier by jou. En daar's 'n versie wat by my opkom, Spreuke 3 vers 6, wat sê, soos, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. En vandag is ons living proof dat hy ons paaie gelyk gemaak het. Kon net hierdie, sorry. Ek het vanmôre die laas toe, terwyl ons is ten gesels, kom ek op hierdie, dink ek aan hierdie skrifgedeelte. En ek wil hê met hierdie storie net in jou kop gebere. Nou luister ons wat sê Psalm 139 wat sê, Here, U deurgrond my en U ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Jy God ken tot jou gedagtes. Gaan hy verder as U deurvors my gaan lê en U is met al my weë goed bekend, al my weë. Maar daar's nog geen woord op my tong of U Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my te hoog. Ek kan daar nie by nie. As ek in jou lewe dink ek in die chaos. Ek sien hierdie 6-jarige dogtertjie wat haar pa se hem probeer stryk. Ek sien daai storie voor my af en dan sien ek die hand van die Here op jou lewe. Julle lewe te midde van alles. Vers 7, waar sou ek heen gaan, al trek jy van Vanderbijl toe? Vel Vanderbijl. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook selfs vir hulle wat in ons wil blaai woon. Ook daar sou U aan my lei en die regterhand my vashou. Ek dink deur alles kan jy dit sê, die Here het jou hand vasgehou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs duisternis vir U nie donker en die nag gee lig die dag, die duisternis is die lig. In vers 15, einde van vers 13, hy sê, want U het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is.
Wonderbaar is die werk en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskryf. Daar is dat alles bepaal was toe nog geen een daar was nie. Hoe kosbaar is dan die gedagtes van my, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Al wat ek kan sien, as ek na julle kinders kyk, is God se goedheid. Die eerste dag toe ek by julle aan die huis was, en ek daar ry, toe klim ek in my kar toe heilig, toe bel ek iemand en sê ek het nog nooit in 'n plek ingestap, waar ek so kon maak, en ek letterlik soos vat aan God se goedheid. Dis so tasbaar het was. En dan dink ek, sy woord sê, I will make all things turn out for the good. En sien julle kinders, Nathan en Christian en Chanel, dat die Here het nooit gekom om vir julle te breek nie. Dit was om julle te bou. Dis eintlik dat hy julle so lief gehad het, dat hy gesê het, ek gaan werk in jou lewe, and it won't be for nothing. Hoe amazing is die Here, dit is nooit, ooit, vir niks nie. Kan ek hierdie moment gebruik om hulle te honor? Is jou vals en werkster hier? Wat so naam? Wie weet? Ek weet nie of sy hierheen of die tweede een bywoon nie. Okay. Maar kan ek 'n guns vra? Kan ek vir jou vra of jy onder by my sal kom staan en ook die kinders vir Chanel? Nathan, ek weet vir jou ouderdom sak hierdie bietjie, maar ek gaan jou nie embarrass nie, ek beloof. Ek het hom beloof, ek gaan nie voor staan nie. Ek wil- Sorry, David. Ek wil eintlik vir jou sê. Ek wil eintlik jou vorentoe roep want ek wil jou wys. Ek wil hê jy moet terugkyk en ek wil jou eintlik kom wys. Nee. Dat hierdie gaan julle grootste vangnet ooit wees. As julle val en seer kry, dan gaan dit hierso wees want ons gaan julle vang. Ons gaan vir julle support. En soos wat julle gekyk het oor Chanel, oor jou sussie se lewe, Christian, en julle sien dat die Here haar gebruik, wil ek vandag vir julle sê, dit gaan nie wees net vir haar nie. Want hy wou jou gehad het. Chanel, hy wou jou gehad, hy wou jou gehad het. Hy was eintlik so lief, dat hy gesê het, ek kom julle haal. Ek gaan nie julle los nie. Julle sal found wees. En ouma en oupa, vandag wil ek hê, julle moet net ons harte julle raak sien. Kan ek die gemeente vra om op te staan? Julle moet sit. Ons staan eintlik op vandag en ons sê vir julle, ons honor julle, dat julle toegelaat het dat die Here julle lewe interrupt en sê ek sal hierdie kinders kom haal en maak nie sulke hard ek moet werk en hoe ek moet buig nie. Nog nooit het hierdie kinders soos weeskinders gelyk nie. Dan julle lyk soos koningskinders. Die Here is so trots op julle, dat julle bereid was om die prys te betaal om hierdie kinders te gaan haal om by hom uit te kom. Daai is alles. En ons honor julle vandag. Ons staan op en ons sê as 'n gemeente honor ons julle, dat julle bereid was om die prys te betaal vir hierdie kinders oom. Die doks wat oomvat in die harde werk. Jesus sê ek sien jou en ek sien jou raak en ek eer jou vandag. En ek sê vir jou dankie vir dit wat julle kom doen en vir die kinders. So namens die gemeente, kom ons gee vir hulle soos 'n vette hande klap.
gou oor julle Oupa bid. nou, oupa sal sien daar's 'n chillbal. As oupa by die huis kom. Ons gaan lekker braai. Mag ek gou oor julle bid, Tannie? En mag ek vir julle sê, julle sal sien, dat soos Psalm 23 sê, ek kom niks kort nie. As ek na julle huis kyk en ek sien hoeveel verantwoordelikheid julle het om vir tieners, ek weet hoe hulle eet hoor. Jo, nee. As ek myne na die tannie toe stuur, dan stuur ek kos saam, want ek weet hoeveel John nou eet en dan sy nog 4. Maar wat ek wil sê is, daar sal nooit 'n tekort aan olie in julle huis wees nie. Julle kruike sal oorloop, sê die Here. Julle sal sien dat julle 'n God het wat oor julle is en ons sal altyd wees. Dankie Here vir 'n dag soos hierdie, dankie dat ek hulle kan toemaak, ook hierdie kinders. U sê, I will make all things turn out for the good. Dit beteken nie een van hulle sal verlore gaan nie. Dit wat U doen is nie om hulle te breek nie, maar hulle op te leg. Dankie Here dat hierdie gesin bymekaar trek vanoggend. Soos wat net U kan. U breek af en U tel op in die naam van Jesus. Dankie vir voorsiening altyd oor hulle lewe. Goedheid en guns sal hulle volg al die dae van hulle lewe. In Jesus naam. Amen. Dan wil ek vanmôre met jou praat wat jy staan. Ek wil jou die volgende vraag vra, wat is jou verskoning? Dat jy nog met haat in jou hart rol, onvergifnis loop. Jy vanmôre hier staan en sê, maar Jesus, my pa het dit en my ma het dit en sis en so. Ek het nie tyd dat jy daarmee deel vanmôre. Ek het nie tyd vanmôre om jou hart met God skoon te kry. Ek het nie tyd om baie keer net verby daai seer te kom in jou lewe, net sê Here, U plan. As hierdie amazing gesin het kon doen, met alles wat hulle is, wat is jou verskoning? Wie nie vanmôre op hierdie plek kom in jou lewe en sê, Here, vergewe my, soos ek vergewe nie. Jesus leer ons daai gebed, dan sê hy, vergewe my, soos ek ander mense vergewe. In ander woorde, God kom baie keer na my toe, en hy vat jou maatstaf. Die Bybel sê, hy vat my en jou maatstaf, en dan meet hy ander mense. En hy meet baie keer my en jou aan die manier hoe ons ander mense vergewe. Hoe ons vryspreek, hoe ons vergifnis het. Daai besigheidsvernoot wat jou ingedoen het, daai ma, pa, daai kinders wat hulle rug op jou gedraai, loop baie keer met al hierdie wrok en seer in ons hart rond, en tussen sê die Here, ek het hierdie mooi plan vir jou, ek het so 'n mooi droom vir jou, ek het hierdie lewe in oorvloed, Jeremia 29:11, droom oor jou lewe, ek het hierdie passie oor jou lewe, ek staan op van my troon af, sê Sefanja, en ek dans oor jou, sê die Here, hy het hierdie excited oor jou, en tog sit en jy stak baie keer oor iemand iets gedoen het in ons lewe, en ons loop met offense rond, en ons kry nie daai lewe wat God oor ons lewe het nie. Ons het nie vrede nie. Ons harte val uit mekaar uit. We become broken people. Vanmôre wil ek jou uitdaag. Kan ek vra elkeen nou die oog net oor en sal toemaak vir 'n oomblik, en ek gaan nie emosioneel deur mekaar krap vanmôre of stir nie. Terwyl niemand rondkyk vanmôre nie, as God vanmôre in hierdie huis met jou praat. En jy weet vanmôre daar's iets in jou hart wat jy teen iemand het. Voor ons oor gaan nagmaal toe, voor ons nagmaal gaan doen vanmôre. As jy vanmôre in hierdie huis staan, jy sê ek weet, en jy loop met hierdie iets in jou hart wat jou terughou. Jy wil vanmôre regmaak met die Here. Net daar waar jy steek het vir my hand op, ek wil graag vir jou gebed doen. Dankie, ek sien hande opgaan reg oor hierdie gehoor. Reg oor hierdie gehoor. Die Here is in hierdie huis. Kan ek jou vanmôre vra om net agter my aan te bid, jy wat jou hand opgesteek het. Sê Hemelse Vader, vanmôre vra ek om vergifnis. Jammer dat ek nie kon vergewe nie. Maar Here, vanmôre begin ek met hierdie proses. Ek vergewe vanmôre. Ek spreek vry.
Here, maak my hart vanmôre sag weer. Vervang my hart van klip met 'n hart van vlees. In Jesus naam. Amen, amen, amen. Ek gaan vra die so plek in die nagmaalspan kan na vore kom. Ek het vanmôre spesiaal Chanel gevra, Chanel kom. Doen jy vir ons die nagmaal? Ag nie Chanel nie, sorry Michaela, sorry Chanel, amper vir Chanel iets gegee om te doen vanmôre. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai het, het hy die brood gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Neem so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Van so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons gaan nie bedien vanmôre om die nagmaal. Ek wil jy song waar die band gaan sing, moet jy na luister vanmôre, en ek wil jy moet weet, het maak nie saak waar jy gaan vanmôre nie. You are made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. I wasn't made to be tend in a grave. I was called by me, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be damned in the grave. I was called my name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more.
to life again. I was made for more. Ons teer my hierdie kwartaal is hoop. As die Here uit hierdie storie 'n ministry kom begin. Hoor mooi, as die Here uit hierdie storie 'n bediening kom begin, dink net wat kan hy nie vir jou doen nie. Dink net wat kan hy nie in jou lewe doen nie. Wat kan hy nie deur jou hartseer, deur jou frustrasie, deur jou pyn, besigheid wat dalk faal. Wat kan hy nie vir jou doen nie. En ek gaan na vra, sy weet dit nie, ek gaan na vra om ons te bid en af te sluit. En vir jou te bid vanmôre. Dat die droom van God oor jou lewe in vervulling sal kom ten midde van die storm wat jy sien. Ten midde van die krisis, ten midde van die brokenness. Dat te midde van dit waartoe jy gaan, te midde van dit wat jy dalk God voor kwaadlik neem. Ek voel vanmôre ek wil dit sê, jy staan dalk in hierdie huis en jy neem die Here kwaadlik vir goed wat in jou lewe gebeur het. Don't. Alles werk te goede mee. Romeine 8:28, alles, dit waartoe jy is God besig om 'n plek te skuif in 'n puzzelstuk wat hy oor jou lewe bou, wat jy nie kan sien nie. Jy kan nie die puzzle sien nie. Jy sien die stukke wat voor jou lê. God is besig om mosaïek te bou. En as God hierdie amazing ministry van nêrens, van niks af kan begin, just imagine what he can do for you. Toe wat is jy staan, sluit jou, Michaela bid vir ons. Here, ons kom almal vandag hier voor U. En wat 'n voorreg om net hier kan te staan, gebroke. Here, U ken elke liewe een se hart vandag hierso. U ken die pyn en die onvergifnis. U ken die vrae. Maar Here, ek het nou vir hulle gesê, hulle is nie alleen nie. En Here, ek weet dat U gaan vrede maak. U gaan vrede bring. U gaan mure afbreek. En U gaan by hulle wees, want U sê, dis my belofte. Ek het gekom vir jou. Here, dankie vir 'n voorreg soos vandag, om oor al hierdie mense te kan bid, en om net te kan sê, Here, dankie dat my hart kan sing vandag, en ek bid dat elke liewe persoon, as hulle vandag hier uitstap, sal weet, dat hulle hart ook kan sing, en daardoor 'n nuwe lied wakker gemaak is, en hulle, Here, ek bid alles in U naam, Here, gaan saam met ons, vir ons uitgaan, en mekaar verlaat. Ek weet, Here, U is met ons. Dankie vir alles, liewe Heer. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. May God bless you. Jy amazing middag sien jou 5:00. Dead in a grave, I was called by